Party verhale in die woord, kan maar net met 'n ou se hart praat. Kan maar net 'n ou laat nader bring aan die Here. Net God se liefde omhels. Nou kom ons kyk wat sê Lukas 7 vers 36 tot 50, want vir my is dit een van hierdie gedeeltes. Nou Lukas 7 vers 36 tot 38 nooi Simon 'n Fariseer ons Here Jesus Christus vir ete. 'n Vrou bekend as 'n sondaar kom ongenooid in. Sy bring 'n albasterfles met salf. Sy was ons Here Jesus Christus se voete met haar trane, droog dit met haar hare af en hy salf sy voete. Haar daad is een van diepe liefde en dankbaarheid. Hierdie vrou was 'n uitgestotene, maar sy gee alles vir ons Here Jesus Christus. Geïnspireer deur wat sy van hom ontdek het. Simon die Fariseer is verontwaardig. Lees ons in Lukas 7 vers 39 tot 47, dat Jesus toelaat dat hierdie sondige vrou hom aanraak. Jesus vertel 'n gelykenis van twee skuldenaars. Een skuld baie, die ander skuld min. En naby word vergewe. Die een met die groot skuld is die dankbaarste. Jesus sê vir hom, hoor, nou haar baie sondes is vergewe, want sy het baie lief gehad. Hy draai na die vrou en sê, jou sondes is vergewe. In Lukas 7 vers 48 tot 50 sê ons Here Jesus Christus vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Haar geloof en liefde bring vir haar vergifnis en vrede. Terwyl Simon sy oordeel hom blind maak vir God se genade daarteen. Hierdie verhaal nooi ons om ons eie behoeftes aan vergifnis te erken en Jesus met dankbaarheid te nader. Dit nooi ons om, soos die vrou, op Jesus te vertrou en nie soos Simon ander te oordeel. Lukas 7 vers 36 tot 50 wys die krag van ons Here Jesus Christus se vergifnis en hoe dit ons liefde vir hom laat groei. My uitdaging vir jou, lees Lukas 7 vers 47 tot 48 en bid, Here, dankie vir u vergifnis. Help my om u lief te hê